Right, goeiemôre. Ek is bly om te sien my twee getrouste gemeentelede is vanoggend weer in die kerk. Ja, hulle was hier so, hulle was Hulle was gister hier so, ja. Jy sien, hulle mis nie 'n diens nie. Ek mis 'n paar dienste, maar hulle is getrou. Ja, prys die Here, het julle 'n goeie nagrus gehad. Amen. Yes, prys die Here. Is hy goed vir jou? All the time, God is good. Amen. Ek toe kom ons bid saam. Vader, ons loof U heilige naam, want waardig is U vanmôre, Here. Ons dankie vir U liefde, U goedheid, U grootheid, U guns. Heilige Gees, dankie dat U die een is wat ons leer, Here. Dankie dat U die Gees is wat ons lei, Here. Dankie dat U die Gees is wat ons vertroos, Here. Heilige Gees, dankie dat U net vanmôre hierdie plek kom vul met U soete teenwoordigheid, Here. Father, our desire is just to have more of You. Ons wil net meer van U hê, Here. We just want to surrender ourselves more to You. Ons wil meer oorgee, Here. May our lives be pleasing to You, God. Glory and honor to Your name. We worship You. And Father, dankie dat U net vanmôre kom en hierdie plek kom vul met U teenwoordigheid, Here. Father, our desire is to be in Your presence and to just have a little bit more of You this morning. It's all about Jesus this morning. Het gaan net vanmôre oor U, Here. Heilig en waardig is U naam. Ons loof U in Jesus naam. Amen. Ek wens julle reg. Volgende toe die skrif lees wat Paulus in Korintiërs skryf oor die nagmaal. Toe kom daar net weer so dankbaarheid oor my. That I want to say thank You for the cross, Jesus. Ek het nie gedink om dit te deel nie, maar kry vanoggend 'n videoetjie wat op my feed opgekom het. En die ou sê, dis een van die mooiste illustrasies, nou gaan ek nou een keer gekyk, so nou mooi probeer onthou hoe hy dit gesê het. Een van die mooiste illustrasies van die gospel. Die storie gaan so, dat daar was 'n koning gewees, en hy was bekend gewees vir sy regverdigheid, his righteousness and his love, sy liefde. En het het uitgekom dat iemand in die koninkryk besig was om van die goud te steel. En die koning het toe verklaar dat hulle met hierdie persoon soek, en as hulle hierdie persoon kry, that he must be punished with 10 lashes. En hulle het dit uitgeklaar en verklaar en laat weet in die koninkryk dat hierdie persoon wat steel, wanneer ons jou in die hande kry, uitvind wie hy is, gaan hy gestraf word met 10 lashes. Maar die diefstal het toegeneem, dit het meer geword. En die koning wat toe bekend was vir sy liefde, maar ook vir sy regverdigheid, het toe verklaar dat as hierdie persoon gevang word, dat die persoon sal 40 lashes ontvang, en dit is die doodstraf, want jy sal dit nie oorleef nie. En kort daarna, toe hulle die persoon identifiseer, toe is dit die koning se eie dogter. En hierdie koning wat bekend is vir sy liefde en sy regverdigheid, en die mense in die koninkryk begin vra en gesê, wat gaan die koning nou doen? Gaan die koning haar 'n koninklike pardon gee? Want dit is sy dogter. But he was known for his righteousness and his love. En die koning het toe gesê, dit is uitgevaardig en hy is regverdig, he is righteous, en die vonnis moet voltrek word.
En hulle die dogter gevat en haar oor 'n barrel gebind en haar hemp oopgeskeer en hy het vir die executioner gesê om die straf uit te deel en die lash gevat en toe hy die eerste ou wou slaan, toe sê hy stop. En hierdie koning gaan lê toe bo oor sy dogter en skeer sy eie hemp oop en sê vir die executioner, slaan my dogter. Hy sê, ek kan nie met jou dogter slaan nie, sonder om jou te slaan nie. Hy sê, ek het gesê, slaan my dogter. And he took the punishment for his daughter on himself. And he died that day to set his daughter free. En dis wat Jesus vir ons gedoen het. Ons wat 'n prys nie kon betaal het nie. Ons wat die skuldige ene is, het self die straf op hom geneem. Why? Because he's a righteous and a loving God. And so his righteousness and his love. His righteousness was satisfied by his own love. And that's the gospel. Jesus het my in jou plek gevat. Hy die skuldbrief wat teen my en jou was, sê is aan die kruis vasgenaal. So wanneer die vyand kom en jou wil herinner aan jou verlede, dan sê jy vir hom die skuldbrief is aan die kruis vasgenaal. Ten volle betaal. Vir my en vir jou. En ek en jy hoef niks te doen behalwe om Jesus Heer vir ons lewe te maak nie. Ons hoef dit nie te probeer verdien nie. Jy sien, is nie die kruis plus my eie efforts nie. It's not the cross plus my own efforts and my own works and my own everything to try and win favor with God. The only way that I can win favor with God is to fully trust Him. That's how I win favor with God. As ek ten volle my vertroue in Jesus sit en sê, Here, dankie vir die werk wat U op die kruis vir my gedoen het, wat ek nie verdien het nie. Dankie dat U dit vir my gedoen het, dat U in my plek gesterf het. And Lord, because you have died for me, I will live for you. That's how you find favor with God. Not by trying to earn your favor. Because He says your works is like filthy rags. Sien, ek doen nie goeie werk om gered te word nie. Ek doen goeie werk omdat ek gered is. What an amazing God. You see, that's the difference between Christianity and any other faith. Elke ander geloof is works-based. Jesus sê, nee, kom soos wat jy is. Kom na my toe as jy vermoed en belas is, en ek sal jou rus gee. Take my burden upon you because my burden is light. Genade en liefde. We don't have to try and please a God like every other faith. En dan weet jy nie of jy ooit goed genoeg was om die ewigheid in te gaan nie. Sien, as jy na die moslim geloof kyk, hoekom blaas hulle self baie keer op? Want dis amper die enigste manier hoe jy kan seker wees dat jy dit gaan maak. See hoe eie lewe sacrifice. Not our God. He sacrificed His life. It's not for what I have done for Him, but what He has done for me that saved me. Tjoe, dit was nie my preek vandag, ek kom nog by die preek. So, die boek Galasiërs is my boek wat ons gaan begin behandel, en ons sal dit seker klaarmaak wanneer ek terugkom, want ons gaan definitief nie die hele boek behandel vandag nie.
Sê, amen, prys die Here, ek is baie bly. Alright, so. Die boek Galasiërs 5 vers 1, gee vir ons die tema oor waaroor gaan die boek Galasiërs. So as jy vinnig soontoe wil blaai, na Galasiërs 5 vers 1 toe, dan sê hy daar vir ons, staan dan vas. Hoe moet ek vas staan? Jy staan nie vas so nie. Kom gou hier, Brian. Kom hier, Brian. Kom staan hier, Brian. Right, put your feet next to each other. Okay, staan dan vas, ek gaan hom maklik omstamp. Okay, staan vas, ek gaan jou stamp. Jy moet vas staan. Staan vas. Met ander woorde, daar moet 'n standvastigheid met jou wees. Jy moet nie net links en regs en maklik omgewaai word nie. Jy moet weet waarop jy staan. Waarop sê jy moet jy vas staan? In die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het. My vraag vir jou is, het Jesus jou vrygemaak? Alright, stil in hierdie Presbyteriaanse kerk vanmôre. Het Jesus jou vrygemaak? Amen. Jesus het jou vrygemaak. Die woord sê, as die Seun jou vrygemaak het, sal jy wat wees? Waarlik vry wees. Met ander woorde, staan vas in die feit dat jy vry is. Dis die werk wat Jesus vir jou op die kruis kom doen het. Hy het jou vrygekoop, losgekoop. En laat julle nie weer, met ander woorde, ek was daar, ek kan terug gaan soontoe. Maar hy sê, moet dit nie weer soontoe gaan nie. Onder die juk van diensbaarheid bring nie. Wat is diensbaarheid? When I want to start earning God's favor again. Moenie terug gaan soontoe nie. So opsommend, gaan ek vir julle gou die boek Galasiërs vinnig opsom en dan gaan ons vers vir vers vat. Galasiërs spreek die vroeë Christelike gemeenskap in Galasië aan en beklemtoon die verlossing deur geloof in Jesus Christus. Hoe word ek gered? Deur in Jesus te glo. Deur aan sy dood en sy opstanding en dit vir jou is. So I take it for me, I put my faith in Christ. Paulus verdedig sy apostoliese gesag. Hy defends the fact that he's an apostle. Waarsku teen valse leringe, false teachings, en beklemtoon die transformerende krag van die Heilige Gees om 'n lewe van vryheid en genade te lei. Met ander woorde, sy beklemtoning in Galasiërs is, weet jy wat, as Jesus jou vrygemaak het, kan jy 'n vry lewe lei. In die genade van Jesus. So 'n bietjie oor die historiese konteks van Galasiërs. Galasiërs was geskryf so in die jaar 48 tot 55 na Christus. So is baie vroeg na Christus geskrywe. Die brief spreek die vroeë Christelike gemeenskappe in die Romeinse provinsie Galasië aan, wat 'n hedendaagse Turkye is, so daar wat Turkye vandag is waar hulle was. Gedurende hierdie tyd het die vroeë kerk geworstel met die integrasie van die nie-Joodse gelowiges in die rol van die Joodse wet in die Christendom. So waarmee het hulle gesit? Hierdie kerk, hier nou 'n klomp Gentiles, het tot bekering gekom, en nou sit hulle met hierdie Joodse invloed en hulle wil weet van die wet en die Christendom, hoe pas die goed by mekaar in. So wat was die teikengroep van hierdie boek Galasiërs in daai tyd en die doel? Paulus het aan die nie-Joodse Christene in Galasië geskryf om die Judaïseerders wat op rituele soos die besnydenis en to convert na Judaism verlossing aangedring het te werk. So hulle het gesê, as jy verlos wil word, moet jy eintlik nou al hierdie Joodse goeders aanneem. En hy het daarteen geskryf in Galasiërs. Hy het ten doel gehad om regverdiging deur die geloof te herbevestig, sy apostoliese gesag te verdedig en die ware evangelie van genade te verduidelik. So ons gaan 8 lesse, so kyk of jy hierdie lesse raak sien soos ons deur die boek werk. Ons gaan 8 lesse raak sien in Galasiërs. Die eerste een is that Christians can fall from grace and be removed from Christ. So daar is nie regtig daai ding van once saved, always saved nie. You can actually fall from grace. 2.
Paul's gospel was a revelation from God. Met ander woorde, dit was nie 'n oorlewing van die ander apostels nie, hy het dit direk van die Here ontvang. Ons gaan daarna kyk. Justification by faith alone without law works. Nommer 4, Christians can live victorious over sin. Jy kan victorious lewe sonder om te sondig. The Spirit is for all believers. The law of Moses completely abolished. Backsliders must return to grace, and all who go back to keeping the law are under obligation to observe the whole law or be cursed. En dit sal ons in Galasiërs 3 en 4 nogal sterk optel. Goed. Temas wat behandel gaan word, die eerste een is regverdigmaking deur geloof. Dit gaan ons in Galasiërs 2:6 vers 16 sien. Paulus beklemtoon dat individuele geregverdig word deur die geloof in Christus, nie deur werke van die wet nie. Hierdie tema onderstreep die oortuiging van verlossing, 'n gawe van God is wat deur geloof ontvang word, eerder as verdien word deur nakoming van die wet. Weet dat 'n mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar deur die geloof in Jesus Christus. Nommer 2, vryheid in Christus. Galasiërs 5, dit ons gelees, die brief beklemtoon die vryheid wat gelowiges in Christus het en kontrasteer dit met die slawerny van die wet. Paulus moedig die Galasiërs aan om vas te staan in hierdie vryheid en nie weer onder die juk van slawerny belas te word nie. Dit is tot die vryheid dat Christus ons vrygemaak het, staan dan vas en moenie weer deur die juk van die slawerny belas word nie. Nommer 3, gaan ons kyk na die rol van die wet. Wat se rol speel die wet? Galasiërs 3:24 gaan ons later na kyk. So Paulus bespreek die doel van die Mosiaanse wet en verduidelik dat die bewaring was totdat Christus gekom het. Die wet was bedoel om mense na Christus toe te lei, sodat hulle deur geloof geregverdig kan word. Die wet het ons bewaarder geword om ons na Christus te lei, sodat ons deur die geloof geregverdig kan word. So die wet het ons na Christus toe gelei. Die vierde ding wat ons gaan leer, daar's eenheid in Christus. Die tema van eenheid word uitgedruk deur die idee dat daar in Christus geen onderskeid tussen Jood en Griek, slaaf en vryman of man en vrou is nie. Almal is een in Christus Jesus, wat die inklusiwiteit van die evangelie beklemtoon. Daar is nie Jood of Griek of slaaf of vry man of vrou nie, want julle is almal een in Christus Jesus. Die vyfde ding wat ons gaan sien is die vrug van die Gees. Paulus beskryf die eienskappe wat duidelik moet wees in die lewens van die gelowiges wat deur die Gees lewe. Dit sluit in liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. So wanneer ons by Galasiërs 5 kom, dan sien ons die gift or the fruits of the Spirit. So hoe sal ek 'n boom ken aan sy vrugte? So hoe weet ek 'n persoon is 'n kind van die Here? Aan sy vrugte. Wat het Johannes gesê vir die ouens? Hy het gesê, dra dan die vrug wat by die bekering pas. Dis wat hy vir die fariseërs gesê het. Dra dan die vrug wat by die bekering pas. En wat 'n vrug is dit? Hierdie goed, wat ons in Galasiërs 5 leer. En dan ook in Galasiërs 5, lewe deur die Gees. Die brief moedig gelowiges aan om deur die Gees te leef, want behels dit die begeertes van die vlees verwerp word en die leiding van die Heilige Gees gevolg word. So hy sê, leef deur die Gees, ek moet deur die Gees gelei word, anders gaan ek die begeerlikhede van die vlees wil volbring. Nou sê hy, nee, ons moet dit verwerp, ons moet deur die Gees lewe, dan sal ons nie die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Hierdie manier van lewe lei tot geestelike groei en volwassenheid. So wanneer ek deur die Gees lewe, dan kry ek in my lewe geestelike groei en ek word volwasse in die Here. Ek sê dan, wandel deur die Gees en dan sal julle nooit die begeertes van die vlees bevredig nie. Sewende ding wanneer ons dan gaan kyk deur hierdie tyd, is Paulus se apostoliese gesag, Galasiërs 1 vers 1. Paulus verdedig sy gesag as 'n apostel en beklemtoon dat sy roeping en boodskap van Jesus Christus en God die Vader is, nie van menslike bronne nie. Dit bevestig sy geloofwaardigheid in die aanspreek van die kwessie in Galasiërs. Paulus, apostel, gestuur nie van mense of deur 'n mens nie, maar deur Jesus Christus en God die Vader wat hom uit die dood opgewek het. Agste ding,
die gevaar van valse leer, wat ons in Galasiërs 1 vers 6 tot 7. Paulus waarsku teen valse leringe wat die evangelie van Christus verdraai. Hy spreek kommer uit dat die Galasiërs hulle tot 'n ander evangelie wend, wat glad nie 'n evangelie is nie. Dit is verbaas hoe gou julle die een wat julle deur die genade van Christus geroep het, verlaat en julle tot 'n ander evangelie wend wat nie eers 'n evangelie is nie. Right. Nou kan julle na Galasiërs 1 vers 1 toe gaan, en nou het julle 'n goeie oorsig, van waaroor gaan die boek en waarna gaan ons als kyk. Galasiërs 1 vers 1 sê, Paulus is 'n apostel, nie vanweë mense nie. Met ander woorde, iemand het nie vir hom gesê, jy's 'n apostel nie. Ons ken almal wat by Damaskus gebeur het, en die Here het met Paulus 'n ontmoeting gehad, en die Here het hom gesalf as 'n apostel, deur Jesus self. Nie van mense of deur 'n mensie, maar deur Jesus Christus en God die Vader, wat hom uit die dode opgewek het. En al die broeders wat by my is aan die gemeente van Galasië. Genade vir julle en vrede van God die Vader en ons Here Jesus Christus, wat homself gegee het vir ons sondes, sodat hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld. So ek wil hê dat jy moet weet dat wanneer ek tot wedergeboorte kom, ek leef nie vir ek gaan eendag hemel toe nie, ek leef nou alreeds as vrygemaak deur die bloed van Jesus. Jy's vandag, kan jy al in oorwinning lewe. Vandag het jy al die vryheid. Daai ding van dood, waar's jou angel? Ek is nie eers bang vir die dood nie, want jy kan niks aan my doen nie. Moenie die een vrees wat die liggaam kan doodmaak nie, maar vrees die een wat die liggaam kan doodmaak en jou in die hel kan werp. So ek vrees nie mense nie, want ek is reeds vrygemaak uit hierdie teenwoordige bose wêreld waarin ons lewe, volgens die wil van ons God Vader. Ek is nou al verlos. Galasiërs 1 vers 5, aan wie die heerlikheid toekom in die alle ewigheid, amen. Vers 6, ek verwonder my, sê Paulus. Hy sê, I don't get it. Ek verstaan nie wat nou hier aangaan nie. Dis eintlik wat Paulus sê daar. Ek verwonder my, dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het. Genade. Daai koning wat oor sy dogter gaan lê het. Na 'n ander evangelie toe. En wat was hierdie ander evangelie wat Galasiërs gaan doen het? Hulle het hulle self weer onder die wet gaan sit. Vers 7, terwyl daar geen ander is nie, daar is nie 'n ander evangelie nie, daar is net een evangelie, en dis Christus Jesus wat aan die kruis gesterf het, opgestaan het en ons vrygekoop het. Daar is nie 'n ander evangelie, behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring en die evangelie van Christus wil verdraai. Wat sê Efesiërs 4 vers 5 vir ons? Hy sê, daar is een Here, een geloof, een doop. Daar is net een evangelie. Wat is die woordjie evangelie? Wat beteken dit? Kom, wat beteken die woord evangelie? Gospel. Goeie nuus. It's the good news. What is the good news? Christ came and paid the price for you. Verlossing, that's the good news. The good news is you don't have to earn your way to heaven. The good news is you can accept Jesus Christ as your Lord and Savior. En dat hy die skuldbrief aan die kruis vasnaal vir jou. That's the good news. En elkeen van ons is geroep om hierdie goeie nuus vir die ander te vertel. Raai wat? I've got good news for you. You don't have to live like this. Jesus het dit namens jou gedoen. Galasiërs 1 vers 8, maar al sou ons of 'n engel uit die hemel julle 'n evangelie verkondig in stryd met die wat ons verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Wat sê hy, selfs as daar 'n engel kom, want hy het geweet dat die Mormons gaan 'n Joseph Smith hê wat hulle sê 'n engel het aan hom verskyn en hom 'n gospel gegee. Hy sê maar selfs al gebeur dit, en selfs met die moslems, laat my vervloeking wees, met ander woorde, moet dit nie in die kerk indra nie. Dis excommunicate, is wat hy vervloeking beteken. Nie uit jou familie of enigiets nie, uit die kerk uit. Jy gaan nie goed in die kerk indra nie. Soos ons van tevore gesê het, sê ek nou ook weer. As iemand julle evangelie verkondig in stryd met wat julle ontvang het, laat hom 'n vervloeking wees. Soek ek dan nou die guns van mense of van God? Of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie 'n diensknegt van Christus wees nie. Partykeer moet ons kies.
Jy sien, daar's 'n ding wat hulle vandag genoem seeker-friendly churches. Het julle hulle al gesien? Dis net nie die mense offend nie. Moenie te hard sing nie. Don't bring a language. Moenie in 'n taal praat nie, hoor. Okay, jy gaan die mense offend. Ons moet seeker-friendly wees, ons wil mense trek. Ons moet hulle nie offend nie. Wat sê hy hierso? Dan sou ek nie 'n diensknegt van Christus wees nie. So if I don't call out sin, I'm not a servant of Christ. Call a spade, en noem 'n ding wat genoem moet word. Dit is wat Paulus hier sê. Galasiërs 1 vers 11 sê, praat Paulus nou, that he was called by God. Maar ek maak julle bekend, broeders, dat die evangelie wat deur my verkondig is, nie na mens is nie. Want ek het dit ook nie van 'n mens ontvang of geleer nie, maar deur 'n openbaring van Jesus Christus. Hy het dit nie by ander apostels gekry nie, want julle het gehoor van my lewenswandel vroeër in die Jodendom, dat ek die gemeente van God uitermate vervolg en dit verwoes het. Is nie amazing nie. Hierdie ou het die Christene vervolg. Want onthou, hy was 'n fariseer, nee. Hy het hulle vervolg. Uitermate sê hy het dit gedoen. Toe Stefanus gestenig was hy die ou wat die klere vasgehou het van die ouens wat besig was om die steenwerk te doen. Hy was daar. He was the main konyn. En dat ek in die Jodendom vooruitgegaan het, bo baie van my leeftyd onder my stamgenote, terwyl ek veral 'n ywerhaar was vir die oorlewering van my voorvaders. So met ander woorde, hy was 'n dedicated Jewboy gewees, fariseer, reëls, wette. He was dedicated to it. En so sit ons vandag ook met mense wat vasgevang is in tradisie, wat my pa was in hierdie kerk, my oupa was in hierdie kerk, en my oupa grootjie was in hierdie kerk, en ja, die Bybel sê anders, maar my tradisie is belangriker. Maar hy sê nee, hy was 'n oorlewering van sy voorvaders, hy was 'n ywerhaar vir dit. Dis wie hy beskryf hy was, hierdie fariseer wat hy was. Ons ken almal sy verhaal by die Damaskus verhaal. Galasiërs 1:15, maar toe, dat God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af, en deur sy genade geroep het, om sy seun in my te openbaar. Dis die mooiste ding, wanneer jy Jesus aanneem, en dan kom dit ons wedergeboorte, en hy openbaar homself in jou. Sodat hom onder die heidene sou verkondig. So hy is toe geroep na die heidende toe. Het ek dadelik nie vlees en bloed geraadpleeg nie. Wat sou ek en jy gedoen het? Ek het nou net hierdie Damaskus ervaring gehad. Ek het nou agtergekom dat Jesus is wie hy sê hy is. Eerste ding wat ek sou gedoen het is, waar is daai apostels, ek moet hulle gaan opsoek. Ek wil by hulle gaan hoor, hoe werk hierdie ding? Maar dis nie wat Paulus gedoen het nie. Hy sê hy het nie dadelik nie vlees en bloed geraadpleeg nie. Neither went I up to Jerusalem to them which are apostles before me. So hy het nie na die apostels toe gaan nie. He had his call and revelation of the gospel direct from Jesus Christ as did the other apostles. Jy sien die ander apostels het ook hulle calling en hulle informasie direk van Jesus af gekry. Dis niks anders nie. Handelinge 1 vers 1 sê die eerste verhaal van Theophilus het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen het en leer het. Tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy die apostels wat hy uitverkies het deur die Heilige Gees bevele gegee het. So vir 40 dae was daar wat hy vir die apostels geleer. Aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het deur baie tekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. So in daardie opstandingstyd, na Jesus opstanding, het hy baie met sy apostels gespreek. Invloed in hulle lewe gehad. En Paulus het maar dieselfde ervaring gehad. Nog 'n voorbeeld van daai ervaring is Johannes, wat op Patmos Openbaring geskryf het. Was ook 'n direkte openbaring vir Christus Jesus aan hom vir die boek Openbaring.
Galasiërs 1:17, en ook na die Jerusalem opgegaan het, na die wat voor my apostels was nie, maar na Arabië vertrek, en weer teruggekom na binne Damaskus. Vervolgens 3 jaar daarna, so vir 3 jaar het hy eenkant gewees waar die Here met hom die gospel gedeel het. Opgegaan om met Petrus kennis te maak en 15 dae by hom gebly. So Damaskus ervaring, 3 jaar kry hy input van die Here af, nie input van mense af nie, so hy het niks geleer, oorgehoor, hoe is dit hoe ek het moet doen nie, hy het met die Here gehoor, en toe gaan hy Jerusalem toe en hy gaan ontmoet met Petrus, vir 15 dae lang. Man, I wish I was there. Ek kon net daar so gesit het en geluister het, wat Paulus en Petrus met mekaar begin praat het. Ek dink dit moes verskriklik interessant gewees het. Maar wat daar bevestig was, is die evangelie wat Paulus ontvang het van die Here, totaal en al ingepas het by die evangelie van die ander apostels. Want dit weerspreek mekaar glad nie. En ek het niemand anders van die apostels gesien, behalwe Jakobus, die broer van die Here. En wat ek julle skryf voor die aangesig van God, ek lieg nie. Daarna het ek gekom in die streke van Syrië en Cilicia, whatever. En ek was persoonlik onbekend by die Christelike gemeentes van Judea. So hy het nooit gaan kerke bywoon, by die gemeentes gaan bywoon in Judea nie. Hulle het net gehoor, hy wat ons vroeër vervolg het, verkondig nou die geloof, wat hy vroeër besig was om uit te roei. Hy wou hierdie geloof uitroei en nou is hy die ou wat het verkondig. Hoe weet ons dat die apostels genuine was? Die grootste ding wat vir ons sê, die apostels was genuine, was nadat Jesus opgestaan het en hulle Jesus self lewend gesien het. All of them, except John, paid with their lives for that message. Hulle was almal getorture, hulle was almal doodgemaak. Geen persoon gaan sy lewe gee vir 'n leuen nie, wat nog van 11. En wat het met Paulus gebeur? Hy was die ou wat die vervolging gedoen het, en nou word hy self vervolg vir dieselfde boodskap. En nou is 'n gedeelte waar hy skryf van hoeveel keer hy geslaan was, en hoeveel keer hy was selfs gestenig, etc. Waardeur Paulus alles gegaan het vir hierdie boodskap. En daarom weet ons net soos die ander apostels, dit wat hy gegee het, he was willing to put his life and be tortured for it. So ek glo, dis hoekom die Here toegelaat het, dat hulle getorture moes word en hulle lewens daarvoor moes gee, as 'n bewys vir ons wat agterna kom, dat hierdie ouens was genuine. En hulle het God verheerlik in my, Galasiërs 2. Daarna, 14 jaar later, het ek weer na Jerusalem opgegaan met Barnabas en Titus ook saamgeneem. Hierdie 14 jaar daarna waarvan ek praat, is die gedeelte wat in Handelinge 15 voorkom, wat gehandel het oor die Jode, wat wou gehad het dat die Gentiles wat tot bekering kom, hulle self moes besny het. En toe het hulle gesê, wel, nou gaan ons hierdie ding na die apostels toe vat. Paulus en Barnabas was ook daar en hulle het hierdie vergadering gehad, en toe, wat was die uitkoms van die vergadering? Dat ons geen las op julle sal hê nie. Julle, as ek reg kan onthou, mag nie bloed drink nie, mag nie iets eet wat verwrig is nie, hou julle van seksuele onmoraliteit, en ek dink daar was nog 'n 4, ek kan nie nou lekker onthou nie, maar dit was die uiteinde van daai Handelinge 15. So 14 jaar na daai ding, is hy weer Jerusalem toe. Galasiërs 2:2. Maar ek het opgegaan en op grond van 'n openbaring en hulle die evangelie voorgelê wat ek onder die heidene verkondig het. So hy het na die apostels gegaan en sê, hierso is die evangelie wat ek nou onder die heidene verkondig. En afsonderlik aan die wat in aansien was, met ander woorde die apostels, afsonderlik ontmoet, dat ek nie miskien te vergeefs sou loop en gesloop het nie. Geloop het nie. Maar selfs is Titus, wat by my was, nie gedwing om besny te word nie, alhoewel hy Griek was. So niemand het hom gedwing om besny te word nie.
En dit vanweë die ingesmokkelde. Sê bietjie ingesmokkelde. Ingesmokkelde. Wat beteken as ek iets insmokkel? Ek doen dit in die geheim. Niemand moet dit weet nie. Dis ek plant jou daar. OK? Ons het jou ingesmokkel. Vanweë die ingesmokkelde valse broeders. Nou wat is 'n valse broeder? Wanneer is hy vals? Voorgee. Ek maak of ek daar is. Ek is saam met julle. OK, julle het al almal spy movies gekyk. Nee. So ek is ingesmokkel. Ek maak of ek saam met jou stem, maar ek is 'n valse broeder. Wat ingesluip het om ons vryheid te bespied wat Christus wat aan ons in Christus Jesus het. So wat was hulle doelwit? So hy's ingesmokkel, hy gee voor hy se broeder en sy mission. Wie van julle kyk spy movies? Here's your mission. OK, wat is sy mission gewees? Wat staan daar? Kom, wat is sy mission? Om jou vryheid wat jy in Christus het te bespied. Met ander woorde, hy plant 'n saadjie by jou. Jy is nie regtig vry nie. Jy weet, jy moet jouself laat besny en jy moet dokter doen en so dis wat hulle kom doen net daar. OK. Wat ons in Christus Jesus het, sodat hulle ons diensbaarheid kon bring, ons in diensbaarheid. Wat beteken dit? Hulle wil ons terug gaan sit onder die wet in. Aan wie ons selfs nie 'n oomblik in onderwerpenheid toegegee het nie, sodat die waarheid van die evangelie by julle bestendig sou bly. So hulle het nie geval vir dit nie. Maar van die wat in aansien was, wat hulle vroeër was, maak by my geen verskil nie. So hy gee nie om of jy apostel was nie, apostel maak geen verskil nie. God neem nie die persoon van die mens nie aan nie. Hulle dan wat in aansien was, het my niks meer opgelê nie. So die apostels het sy evangelie net so aanvaar en het niks bygesit nie. Galasiërs 2 vers 7. Maar inteendeel, toe hulle sien dat aan my die evangelie van die onbesneendes toevertrou is, net soos aan Petrus die vir die besneendes. Wat beteken dit? So aan hom was die opdrag gegee om die evangelie te vat na die heidene, the Gentiles. So Paulus was die apostel aan die Gentiles gewees. Peter was the apostle to the Jews. Maar, bitter interessant, waar was die eerste Gentiles wat tot bekering gekom het? Ja, jy kan dit seker maar sê. Cornelius. So wat het gebeur? Petrus, onthou julle, die doek, die dak uit, sê die Here vir hom slag, eet, toe sê hy nee, ek gaan nie iets eet wat onrein is nie, sê hy, moenie dat dit wat ek rein verklaar het, moet jy nie onrein verklaar nie, en toe sê hy vir hom, daar gaan nou manne by jou huis opdaag, jy moet saam met hulle gaan, en waantoe is hy is na Cornelius se huis toe. Wat is Cornelius? Cornelius was 'n Gentile, 'n Romein, 'n Gentile. Toe Petrus daar aankom, toe sê hy wat vir hulle, dis ongeoorloof vir 'n Jood om in die huis in te gaan van 'n Gentile. Ons sal net nou sien, jy mag ook nie saam met hulle geëet het nie, kom ook nou net nou in Galasiërs. Ongeoorloof, maar hy moes gehoorsaam wees wat die Here hom gesê het. Toe deel hy met hulle die evangelie. Wat gebeur toe? Kom. Daar sê ek kan sien, jy lees jou Bybel deesdae. Prys die Here. Hulle word gedoop met die Heilige Gees. Hoe het Petrus geweet hulle is gedoop met die Heilige Gees? Hulle het in tale begin praat. Hy gaan terugvoer gee toe sê hy, ons het gesien hoe hulle in tale praat, net soos ons op die dag van Pinkster. En toe sê hy, as die Heilige Gees nou, en hulle sê almal wat uit die besnydenis saam met hom was, al die ander Jew boys, was verbaas. Met ander woorde, hulle het gelyk in. Ons het dit verwag nie.
Hulle was verbaas dat die Heilige Gees, net soos op hulle op Pinksterdag, ook op die Gentiles uitgestort was, want ons het gesien hoe hulle in tale praat, en die naam van die Here groot maak, net soos ons op Pinksterdag. En dit was die eerste heidene wat tot bekering gekom het. En toe sê Petrus, wel, as die Heilige Gees oor hulle uitgestort het, wie kan hulle die water weier, laat hulle gedoop word? Maar interessant, Petrus was toe vir die Jode geroep en Paulus vir die onbesnedenis. Vers 8, want hy wat Petrus bekragtig het met die oog op die apostelskap van die besnedenis, het my ook bekragtig. Met ander woorde, Jesus het Petrus bekragtig, net so het hy vir Paulus bekragtig en gesê, jy is die apostel aan die heidene. En toe hulle merk die genade wat aan my gegee is, vers 9, het Jakobus en Sefas, interessant, weet julle wie Sefas? Dis Petrus. Sefas beteken rots. Onthou, Petrus is die rots. Ok, Sefas en Johannes, wat as pilare geag is, aan my en Barnabas die regterhand van die gemeenskap gegee, sodat ons na die heidene en hulle na die besnedenis kon gaan. So hulle was uitgestuur na die heidene en hulle het na die Joodjies toe gegaan. Galasiërs 2 vers 10. Alleen moes ons aan die armes dink, want ek my juis ook beywer het om te doen. Nou kom hier 'n interessante ding. Paulus staan Petrus teë en hy berisp hom. Interessant. Maar toe Petrus in Antiochië kom, het hy hom openlik teengestaan omdat hy veroordeeld gestaan het. Ons doen dit almal baie keer. Want voordat sommiges van Jakobus afgekom het, was hy gewoond, sê bietjie gewoond, om saam met die heidene te eet. Wat was Petrus voordat Jakobus gekom het? Wat het hy gedoen? Hy was gewoond, dit beteken dit het hoeveel keer gebeur? 1 keer. Nee, gereeld, dit het meer as 1 keer gebeur. Hy was gewoond nou daaraan om saam met die heidene te eet. Was dit geoorloof vir 'n Jood om saam met heidene te eet? Nee, dit was nie. Nie in die ou covenant in elk geval. Maar in die nuwe een is daar 'n storie, want daar is nie meer Jood of Griek of vrou of vryman of slaaf nie. Of man of vrou nie, ons is almal dieselfde. Maar toe kom daar ander Jew boys in daai rigting. So hy sê, voordat die sommige van Jakobus, met ander woorde ander Jode, van Jakobus afgekom het, was hy gewoond om saam met die heidene te eet, maar nou hulle koms, het hy hom teruggetrek en hom een kant gehou uit die vrees vir die wat uit die besnydenis is. Hy wou nie vuis verloor het by die ander nie. So, nou gaan ek maar nie saam met die Gentiles eet nie, want wat gaan hierdie ouens sê? Wat gaan hulle dink? Dink julle dit gebeur vandag nog? Selfs met ons. Laat jou 'n bietjie dink aan die ou Petrus, né? Daai een wat Jesus verraai het. Nou kom my storieetjies weer so 'n bietjie deur. So dit wys jou maar net, ons maar net mens. Galasiërs 2:13. En saam met hom het ook die ander Jode gevyns, sodat hulle selfs Barnabas hom laat vervoer het deur hulle gevynsheid. Nou daai woord wat daar beskryf word, dat hulle eenkant gehou het, die Griekse woord vir dit is hypokrisis. Wat 'n woord, Engelse woord laat dit jou dink? Hypocrite. So hy het eintlik gesê, Petrus, jy's 'n hypocrite. Jy het nou lekker saam met die Gentiles geëet en nou, dat die ander manne hier is wat jou gaan sien, nou doen jy dit skielik nie meer nie. En dis hoekom Paulus Petrus aangespreek het. Hier in 1 Petrus 2 vers 1, here he acted what they really were not and practiced something that they really did not believe. In Galasiërs 2:14. Ons gaan na Galasiërs 2:14. Maar toe ek sien dat hulle nie reg uitloop volgens die waarheid nie. In die Engels sê hy, they didn't walk upright. Volgens die wat? Die waarheid nie. Van wat? Van die evangelie nie. Het ek vir Petrus in teenwoordigheid van almal gesê,
So, he called him out before everybody else. As jy wat 'n Jood is, soos 'n heiden lewe, en nie soos 'n Jood nie, ek wonder of hy vark geëet het. Waarom dwing jy die heidene om soos Jode te lewe? Hoekom wil jy hulle nou dwing? Want daar is nie meer Jood, Griek, slaaf, vry man of vrou nie. Galasiërs 2 vers 15, ons wat van nature Jode en nie sondaars uit die heidene is nie. Terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen, sê bietjie alleen, deur die geloof in Christus Jesus. Hoe word ek gered? Geloof in Jesus Christus. Want sê, terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word, jy word nie hoe geregverdig nie, uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus. Selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons, is nou die Jode, né, ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus en nie uit die werke van die wet nie, omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie. So selfs die apostel, selfs Paulus, wat Jode was, het hulle geloof in Christus Jesus gesit om hulle te red, nie in die werke nie. Want hulle het gesê, ons weet die werke kan ons nie red nie. Galasiërs 2:17, maar as ons wat streef om in Christus geregverdig te word, selfs ook sondaars bevind is Christus dan 'n dienaar van die sonde? Nee, stellig nie. Want as ek weer opbou wat ek afgebreek het, dan betoon ek myself 'n oortreder. As ek die wet weer opbou, wat ek afgebreek het, dan maak daai wet my 'n oortreder. Want deur die wet is ek vir die wet dood, om vir God te lewe. Wat maak dit jou as jy die wet wil onderhou? Dit maak jou dood om vir God te lewe. Ek wat so sê nie, is Galasiërs wat so sê. Nie my kwaad wees nie. Vers 20, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. My vlees wil nie meer lewe nie. Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, met ander woorde, hierdie lewe wat ek nou lewe, terwyl ek nog lewendig is, leef ek deur die geloof. Hierdie lewe ek deur my geloof in Jesus te plaas. In die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Ek verwerp nie die genade van God nie, want daar is geregtigheid deur die wet, dat dan het Christus te vergeefs gesterwe. Want as daar geregtigheid deur die wet is, as ek deur die wet gered kan word, wat het Jesus dan gedoen? Te vergeefs gesterwe. En ons weet hy het nie te vergeefs gesterwe nie. Voor ek afsluit, moet ek julle dan seker hierdie storie vertel. Want ek lees nou die skrif hier. Volgende jaar, as ek reg onthou die 5de en 6de Februarie, kom Dr. Lemmer Du Plessis weer na ons toe. En wie van julle was hier toe Dr. Lemmer Du Plessis was? Ja, interessant, né? Man ken die Bybel so uit sy kop uit, so. Daai ou. Maar in elk geval, hy was in Namibië gewees, is die storie. En toe rol hulle die kar, en hy val uit die kar uit met sy gesig daar in die grond. En hierdie ou wat saam met hom was, wat die kar bestuur het, ek dink is sy broer gewees. Broer, vriend, maak ook nie saak nie. Som vir hom die storie self te kom vertel, wanneer hy weer kom. En toe lê hy nou daar, met sy gesig so in die grond, en die ander oukie staan op, en hy stof homself af, en hy sê, Lemmer, is jy okay, Lemmer, leef jy? En al wat hy hoor is, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. So ja, dis hoe ons moet leef. Ons leef nie meer nie, want Christus leef in my. Die begin en die volëinder
van ons geloof. It's all about Jesus. And it's about nothing else. My heiland, my Here. I love him so much. Sê lief vir Jesus vandag. Why? Because we do not deserve his love. Kom ons sluit af. Vader, ons dankie vir groot genade oor ons lewens, Here. Thank you that you made the gospel so easy that the youngest of children can understand it. Ek kan verstaan, Here. Dit is so eenvoudig. Jesus het my so lief gehad, dat hy vir my kom sterf het in my plek, vir my betaal het, en al wat ek nodig het, is om Jesus koning van my lewe te maak. Ons dankie daarvoor, Here. Ons dankie dat U die koning is van ons lewens, Here. Dankie vir U genade en die goedheid wat groot is oor ons. En Here, ek kom en ek bring elkeen wat in hierdie plek is vanmôre voor U. En Here, ek dankie dat U Jouself meer aan elkeen van ons sal openbaar, Here. U liefde vir ons, Here. Trek ons naby aan U, Here. Stort 'n oorvloedige seën oor elkeen uit, Here. Dankie vir U goedheid en U guns, Here, wat U woord sê sal ons volg. Staan daarop, ons vat dit, Here. Dankie vir U beskerming oor elkeen. Ons eer U daarvoor in Jesus naam.